Ons is nou al 'n geruime tyd besig hierso met Lukas en ook vir 'n tydjie besig hierso in Lukas 14, want Jesus is nou hierso in die Fariseer se huis by ete op die Sabbat. Hulle geniet 'n tyd saam daar om kos en dit is die konteks daar, en Jesus het al iemand gesond gemaak. Hy het die mense vermaan oor dat hulle die beste plekke wil inneem, en hy het ook al kritiek gelewer op die gasheer se gastelys. En alles deur hierdie leringe van Jesus wil hy wys dat hierdie mense hom nodig het, dat hulle sonde moet ken en besef dat dit net Jesus wat hulle van hulle sondes kan verlos. En dan lees ek uit Lukas 14 vers 15 verder dan. En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra jy, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra jy, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En toe daardie dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hier in. En die dienskneg het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die landings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. So ons kyk na daai hele gedeelte vanoggend, hierdie gelykenis van die groot maaltyd. Party mense noem dit die gelykenis van moet gaan kyk, ek moet nie die regte woorde gee, die gelykenis van die titel van die preek is dan die gelykenis van die verskonings. En ons gaan nou daarby uitkom, hierdie verskonings wat die mense gemaak het om nie na daardie maaltyd toe te gaan nie. En net weer eens, Jesus het al 'n hele paar mense daar aanstoot gegee. Hy het mense werklik hulle sondes uitgewys. En daar is toe nou hierdie persoon wat langs Jesus gesit het en gehoor het wat Jesus sê, en toe, want hy het gehoor van die opstanding van die regverdiges, hy het gehoor van hierdie saligheid wat daaraan verbind is, en ons lees dit daar in vers 14, wat dit sê, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Dit is nou die persoon wat mense uitgenooi het na die maaltyd toe, want Jesus noem dit as 'n voorbeeld, dat as jy iemand uitnooi na 'n maaltyd toe, maar daai mense kan nie daardie uitnodiging teruggee nie, dan is jy eintlik gelukkig, want jy besef dat jy besef die evangelie, jy besef dat een van die toepassings was natuurlik hoekom doen ons dinge uit selfsugheid, doen ons dinge as diensknegte ook in die gemeente, in die gesin en waar ook al, en dan sê Jesus, wel jy gaan gelukkig wees as jou lewe gaan oor die evangelie en die toepassing daarvan in jou lewe. En hierdie persoon het dit gehoor, so hy het hierdie woord saligheid, vreugde gehoor, en hy het gehoor die opstanding van die regverdiges, en toe maak hy die kommentaar van, en toe een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Hy het sekerlik gedink, hy is besig om 'n neutrale stelling te maak, sonder kontroversie, en almal stem saam, Jesus sal saamstem met hierdie feit, maar Jesus gebruik ook natuurlik hierdie geleentheid om uit te wys, hierdie persoon het ook nie die koninkryk van God reg verstaan nie.
En hier's 'n paar troosgedeeltes in hierdie verse, maar ook vermaanings vir elkeen van ons. En dis tog wat die evangelie altyd aan ons wil bring, is vermaanings, maar ook dan troos. Nou hierdie konsep van brood eet, wat hierdie persoon langs Jesus noem, is nie 'n vreemde konsep van om brood te eet in die koninkryk of 'n maaltyd te hou en dan dit in die koninkryk van God nie. In die Ou Testament kry ons dit 'n paar kere, byvoorbeeld as mense in die Ou Testament offers gebring het, dan is daar baie keer op feeste was daar hierdie maaltye gewees. In Jesaja 25 vers 6, dan verbind die Here ook die maaltyd met verlossing. Uiteindelik is daar die maaltyd met verlossing, wanneer al die uitverkorenes, al die gelowiges bymekaar kom, gaan daar 'n maaltyd wees. Dit is 'n belangrike tema ook in die skrif. In Jesaja 25 vers 6 dan sê dit: "En die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd." So hierdie persoon moes seker Jesaja geken het en hy het seker Psalm 23 geken van die Here berei 'n maaltyd en hy het gesê wel dit is wat in die koninkryk gaan gebeur, is hierdie maaltyd, dit is wat ons nou doen hierso in hierdie fariseer se huis en dit is wat ons na uitsien ook is om hierdie maaltyd saam met die Here te geniet. Maar wat is die probleem dan met hierdie gas se kommentaar? Dit klink asof dit waarheid is. Wel, hy het 'n verkeerde konsep gehad van die koninkryk van God. Eerstens, dit was eintlik vir hom 'n illusie gewees. Hy het gedink dat die koninkryk nog gaan kom. Hy het gedink dat dis nie nou die tyd van die koninkryk van God nie. Maar Jesus, deur hierdie gelykenis, sê die koninkryk van God het gekom. 'n Ander probleem met hierdie persoon se stelling was dat hy het gedink dat om oor die hemel te gesels en oor die koninkryk van God te gesels beteken dat hy self gaan deel hê aan die koninkryk. Dit is die probleem baie keer met sonde, is dat jy so verblind dat jy dink as jy reg praat, dan is jy ook reg. En dit is wat in hierdie persoon se lewe gebeur het. En dit gebeur vandag nog baie keer. Baie keer vandag, en ons vang onsself baie keer, is dat ons ken die waarhede van die skrif en ons sal dit sê, maar ons glo dit nie altyd nie. En nou is ongelukkig ook hierdie mense gaan dit altyd kry, die wolwe onder die skape of die bokke onder die skape in die kerk self, waar mense die Bybelse waarhede gaan sê, maar dit is 'n intellektuele oefening. Maar omdat hulle dit sê, dink hulle het ook die realiteit daarvan. En daarom dat Jesus nou ook hierdie geleentheid gebruik om hierdie probleme in die persoon se stelling en sy verstaan uit te wys, en daarom dat Jesus hierdie gelykenis vertel oor mense wat God se koninkryk dan in die Here verwerp, daar in sy tyd, daar by die ete. Die mense verwerp sy koninkryk. Hulle verwerp Jesus, want die koninkryk van God is Jesus, en as iemand Jesus verwerp hulle die koninkryk, want die koninkryk het gekom, die koninkryk is 'n realiteit, want Jesus is 'n realiteit. En dan is dit Jesus wat dit so mooi uitwys in hierdie gelykenis. En hierdie gelykenis bestaan uit 5 gedeeltes. Verse 16 en 17 kry ons die uitnodiging na 'n maaltyd toe. Maar dan is daardie verwerping, en dit is nou waar ons 'n gelykenis van verskonings kry. Dit is hoekom baie mense ook hierdie gelykenis noem die gelykenis van die verskonings. En dan is daar 'n weier uitnodiging in vers 21, en dan is daar 'n vermaaning in verse 22 tot 23, en dan is daar 'n waarskuwing. Maar kom ons kyk eers na hierdie uitnodiging. Jesus begin, onthou, hy wil 'n geestelike waarheid hier leer. Hy wil die persoon se hart aanspreek.
Maar hy antwoord hom, so Jesus antwoord hierdie gas hier langs hom. 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want almal is nou gereed. Julle sal nou seker opgelet het, dis asof daar 2 uitnodigings is. Jesus nooi, hierdie huisheer nooi mense uit, en dan verloop daar tyd, en dan gaan daar diensknegte uit om vir die mense te sê, julle kan nou kom. Dis 2 uitnodigings. En nou, dit is nie 'n vreemde konsep gewees in die Ou Testament nie. Mens kry dit byvoorbeeld in Ester 5 vers 8 en dan in Ester 6 vers 14, waar sy die koning en ander mense uitnooi, en haar man uitnooi na die ete, en toe die ete reg is, toe gaan haal sy hulle. So dis nie 'n vreemde konsep nie. Nou, hierdie uitnodigings, en is 2 uitnodigings, en dit wys jou hoe die Here dan baie keer bepaal dat daar sekere kultuurgebruike is om sy geestelike waarhede te kommunikeer. Want daar was 2 uitnodigings in 'n sin in die Ou Testament. Daar was die Here wat die mense uitgenooi het deur die tekens en beloftes. Hy het vir hulle gesê hy gaan kom. Hy nooi hulle uit. Die Messias kom. En toe het die Messias gekom en is met Jesus, en dan sê Jesus, hier is ek. Kom, neem nou deel aan my. So hierdie tekens en beloftes in die Ou Testament het vorentoe gewys na die Here Jesus. En toe het Jesus gekom. En hy het gesê, goed, nou is ek hierso. Ek voltooi die verlossingswerk. Julle het nou deel aan die koninkryk van God. As julle in hom glo, as julle in my glo, kom, want alles is nou gereed. Ja, Jesus was die Messias. Hy is die seun van God, hy is die verlosser. Die tyd vir die maaltyd het aangebreek. En Jesus gee vandag nog hierdie uitnodiging. En hy sê, kom, want alles is nou gereed. So hierdie gelykenis is 'n baie mooi prentjie van die koninkryk van God wat gereed is dat die uitgenooides dit nou sal ontvang. Hierdie sê nie die koninkryk van God moet nog gereed gemaak word nie. Jesus sê alles is gedoen vir verlossing. Daar's niks wat jy moet bring nie, daar kort niks nie, alles is gedoen. God doen alles. Glo in Jesus tot die vergifnis van sondes. Dit is eintlik so eenvoudig, maar tog so moeilik. Kom, want alles is nou gereed. So in die gelykenis, toe die mense nou uitgenooi is, en die ete is toe nou voorberei, en die groot dag het aangebreek, en die diensknegt word uitgestuur om die mense te gaan haal, toe is daar hierdie flou verskonings. Toe die mense het geweet van hierdie maaltyd, hulle het gesê ja vir die maaltyd, hulle het gesê ja vir die feesvieringe, maar toe die dag aanbreek, dat hulle moes kom, het hulle hierdie flou verskonings. En vers 18 sê, en hulle het almal eenparig begin verontskuldig, hulle het begin verskonings maak. En dan kry jy die eerste verskoning. Die eerste verskoning sê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. Hy het klaar die grond gekoop. Hy kan môre na die grond gaan kyk. Dis sy grond. Wat gaan dit nou verskil maak aan die grond of hy vandag daarna kyk of môre daarna kyk? Hy het klaar die grond gekoop. Dis 'n regtig flou verskoning. Nou is daar nog 'n flou verskoning. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. Maar hy het klaar die 5 osse gekoop met die doel dat hulle werk. Hulle moes geondersoek het
voordat hy hulle gekoop het, en nou, hy het hulle klaar gekoop, en nou gaan hy hulle probeer, dit maak nie sin nie, dis regtig 'n flou verskoning, dit maak nie sin nie, dis soos om 5 karre te koop, sonder om te weet wat die maak van die karre is, of die karre werk, nee, koop die karre, maak nie sin nie, sy verskoning maak nie sin nie, en dan is dit nou vers 20, en 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Dit het niks met die prys van eiers uit te waai nie. As jy nou getrou het, wil jy juis na so 'n feesmaal en so 'n geleentheid toe gaan om dit veral na so 'n belangrike huisheer en dan hierdie lekker tyd saam te geniet. Jy wil mos tye saam met jou vrou geniet. Flou verskoning, dit maak nie sin nie. Daarom dat mens nogal kan verstaan in vers 21 dat hierdie huisheer nie baie gelukkig was nie. Hy het al hierdie moeite gedoen vir die maaltyd, hy het gesê hulle gaan kom, en hulle kom nie. Flou verskonings. Die gelykenis van die flou verskonings. Die enigste ding wat sin maak, dat hulle hierdie flou verskonings gee, dat hulle eintlik hierdie liegstories gee, is dat hulle nie wou gaan nie. Hulle wou nie gaan nie. Hulle wou nie gaan na hierdie huisheer se maaltyd nie. Nou hierdie wys die reaksie wat baie van daardie kerkmense in die Ou Testament gewys het. Hierdie wys dat hulle het die tekens gehad in die Ou Testament, hulle het duidelik gesien die profetiese vooruitsig na Jesus, en Jesus kom en hy vervul al daardie profesieë, maar hulle wil nie Jesus hê nie, en daarom dink hulle al hierdie verskonings uit, om nie deel te hê aan die koninkryk nie. Flou verskonings. Hulle probeer Jesus vastrek, hulle probeer Jesus ombring. Dit gebeur vandag nog. Mense wat in die kerk is, hulle is onder die prediking, hulle is tussen God se mense, hulle sien die werk van die Gees, hulle hoor die evangelie, maar hulle verwerp die Here. Hulle gee flou verskonings. God is nie so belangrik soos hulle eie besittings nie. Hulle is te besig om hulle eie begeertes na te streef. Hulle te veel verantwoordelikhede by die werk, met vriende en familie. Is nie tyd vir die Here nie. Nie nou nie. Later miskien. Dis sien wat sy hart hier agter. Dit is flou verskonings. Die hart is dat hulle nie Jesus wil hê nie. Dit waarvoor Jesus staan. Dit is die probleem. Wat ook al die verskonings wat mense aanbied. Die rede hoekom mense nie na die maaltyd wil gaan nie, is omdat hulle nie na Christus in geloof wil gaan nie. Jesus maak hulle nie opgewonde nie. Dis die realiteit. Dis vir hulle te swaar, dis vir hulle lekker nie. Hulle wil nie na die maaltyd gaan deelneem nie, want dan moet hulle in Jesus vaskyk. Dis die probleem. Sien, Jesus is die struikelblok. Hulle is nie lus vir Jesus nie, hulle is nie lus vir sy geselskap nie. Maar dink daaroor, hoe dwaas is dit nie? Want wat kan meer belangrik wees en meer opwindend wees as om deel te hê aan hierdie wonderlike koningsmaaltyd? Dat jy in daai maaltyd is en jy neem deel aan hierdie maaltyd wat aangebied word deur die konings van alle konings. Dis 'n wonderlike vooruitsig, is opgewonde. Dis 'n groot feestelikheid. Watter besigheid kan meer belangrik wees as om die ewige lewe te hê? Watter eiendom kan meer waardevol wees as om 'n titelakte vir die hemel te hê? Maak nie sin nie. Watter dwaasheid? Watter hartseer? En watter verhouding kan meer belangrik wees as die verhouding met die lewende God, wat jou gemaak het en vir jou kom sterf het? Hy wat nou lewe, hy wat vir ons intree, maak nie sin nie. So toe die uitgenooides
in hierdie gelykenis nie wou kom nie, was die huisheer regverdiglik kwaad gewees. Regverdiglik. Mense sien dit ook baie keer hoe Jesus dan regverdiglik erg omgekrap was oor die fariseërs se hardheid van hulle harte. Maar ietsie wat ons wel moet raak sien is, ook hierdie huisheer se genade. Hy was nog steeds genadig. Hy kon almal net daar van die tafel afgevee het. Hy het nie nodig om saam met mense 'n feesmaal te vier nie. Onthou die Here in homself het heeltemal genoeg vreugde. Hy het niemand nodig nie. As hy ietsie of iemand nodig gehad het, was hy nie God nie. Hy het niemand nodig nie. Maar kyk hierdie genade van hierdie huisheer, en dis die genade van die Here self. Vers 21, en daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hier in. So hierdie gryp weer terug na daai vorige gedeelte van wie na die maaltyd toe uitgenooi gaan word en moes word, selfs na daai maaltyd van die fariseer. Dit is die armes, die verminktes en die krepeles en die blindes. Want dit is die mense wat nie die gasheer sou kon terugbetaal nie. Hulle sou nie dieselfde maaltyd vir die rykes of hierdie ryk gasheer kon hou nie. En dit is wat Jesus sê, hy gaan mense red wat nie noodwendig hierdie godsdienstige kenners is nie. Hy gaan mense red wie mens dit die minste van verwag. Die swakkes. En onthou uiteindelik wys hierdie vir ons dat dit is die Here wat die arm van gees red. Dit is wat die Here hierso wys. Die wat niks kan gee nie. Die wat niks kan terugbetaal nie. Want iemand wat hulle sonde besef hulle kan niks vir die Here gee nie. Hulle besef hulle staan onder die sonde, hulle staan onder die toorn, hulle verdien die ewige straf, hulle kan niks vir die Here gee nie. En dit is die wat uitgenooi sal word. Dit is die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes. Hulle moet daartoe gebring word. En die diensknegt het dit gedoen. Hy het, vers 22, hy sê toe vir die huisheer, meneer, wat u beveel het is gedoen. En hy sê, maar daar's nog plek. Daar's nog plek. So daar's groot maaltyd, baie duidelik, met baie plek. En hy het al hierdie mense uitgenooi, maar daar's nog steeds plek. Wat 'n afleiding wat mens hieruit kan maak, is dat as mens die gelykenis stap vir stap mooi deurvolg, dan sien mens die wat die uitnodiging verwerp het, was nou soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, daai ouens wat geroem het op hulle eie regverdigheid, hulle eie kennis, godsdienstigheid, wat Jesus verwerp het, maar liewers op hulle self vertrou het en hulle eie kennis en so aan. Maar dan was daar mense in die Israel kerkvolk, waarna toe die evangelie gegaan het. Dit is nou die krepeles, die armes en so aan. Maar selfs toe al hierdie mense uit die kerkvolk Israel na die maaltyd toe uitgenooi is, toe is daar nog steeds plek. En toe gaan hierdie diensknegt uit na ander plekke toe. Wat vir ons wys, dit is die evangelie wat uitgaan na verder as die Israel kerkvolk. Want in vers 23 gaan sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en aan die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. So dit is
dis 'n opdrag om mense uit te nooi na hierdie maaltyd toe, maar dis mense wat buite Israel is. Dit is hierdie verkondiging van die evangelie wat moet uitgaan na alle volke, tale, stamme, nasies. En dit is sodat die Here daardie maaltyd kan volmaak. Die plekke moet gevul word. Die feesvieringe moet gehou word. En julle sal let, vers 23 sluit af met hierdie opdrag. Dit sê, diensknegt, jy moet uitgaan. Maar nooit sien ons of hierdie opdrag voltooi is nie. Ons neem dit aan, dis 'n goeie afleiding, maar dit lyk nie asof dit sê nie verder wat verder gebeur het nie. En dit is vir ons 'n verdere aanduiding daarvan dat hierdie opdrag moes na Jesus dan uitgevoer word. Want mense moes daar buite gaan haal gaan word het uit alle tale, stamme, volke, nasies. En daarom wat Paulus dan ook later sê in 2 Korintiërs 5 vers 20, dan sê hy, ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want dit is die Here Jesus wat dan hierdie opdrag aan sy diensknegte gee, die apostels en die predikers verder en sy kerk om die evangelie te gaan verkondig, uit te dra, want sy mense is tussen al hierdie groepe. En dit is vir ons 'n groot troos. Dit is 'n groot troos dat die evangelie nog moet uitgaan. Dit is vir ons 'n wonderlike troos. Want dit sê vir ons die deur is nog nie gesluit nie. Daar is nog plekke by die maaltyd. Sondaars kan nog toegang tot Christus kry, vandag nog. Die uitnodiging is oop. Maar en ons moet ook nie hierdie mis nie. Ons moet ook die waarskuwing hoor vir die wat die evangelie ken. Want saam met hierdie troos, dat hierdie deur nie gesluit is nie, kom ook die waarskuwing in vers 24. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Jy het miskien daai woorde opgetel, dat Jesus sê nie in daai vers, die Heer of die huisheer se maaltyd sal smaak nie, maar hy praat direk van sy maaltyd, Jesus se maaltyd. Hoor gou weer daai vers, want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. So Jesus is besig om te sê, hierdie gelykenis wat ek jou vertel het, wys op my maaltyd. En julle is uitgenooi, maar julle verwerp hierdie maaltyd. En Jesus sê, onthou net, as julle my gaan verwerp, gaan julle die koninkryk van God se maaltyd verwerp, en is julle nie gered nie. Julle gaan nie daardie maaltyd smaak nie. So Jesus sluit hierdie gelykenis af met 'n baie duidelike waarskuwing. Onthou ook vir kerkmense, as jy nie Jesus se uitnodiging aangryp in geloof nie, gaan jy nie aan daardie maaltyd deel hê nie. Jy gaan nie daai maaltyd smaak nie. Jy gaan die ewige hel se smarte smaak. Jesus is die meester van die maaltyd. En dit is hy wat die uitnodigings uitstuur. En as mense Jesus verwerp en nie aan hom wil glo nie, sal hulle nooit daardie verlossing proe nie. Ja, so daar gaan brood wees in die koninkryk van God. Dit is reg wat daai persoon gesê het. Dit is heeltemal reg. Daar's salig is die wat die brood eet in die koninkryk van God. Daar in vers 15 het jy die gas dit gesê, hy is heeltemal reg, daar is hierdie brood wat geëet gaan word. Maar hy het misverstaan oor wat dit presies beteken.
Die koninkryk van God het gekom in die vorm van Jesus en die wat nie eet van daardie brood uit die hemel nie, nou sal nie eet van daardie brood in die koninkryk van God nie. Jesus sê in Johannes 6 vers 34 en ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. So Jesus bring hierdie wonderlike vreugde, hierdie troos, hierdie bemoediging nou al, dat ons nou al as ware deel het aan daai maaltyd, in die sin van, dis 'n werklikheid wat gerealiseer gaan word. Dis 'n sekerheid. En as jy Jesus aanneem, as jy die uitnodiging hoor, die evangelie opdrag hoor, en jy glo in Jesus, dat hy vir jou sondes kom sterf het, dan weet jy het 'n wonderlike vooruitsig, en dis so 'n wonderlike vooruitsig om deel te hê aan daai feesvieringe. Ons almal ken troues en ons verjaarsdae, en jy het baie keer hierdie fees maaltye, wonderlik, en jy sien so uit daarna. Dis 'n wonderlike vooruitsig. Hierdie is nog 'n beter maaltyd, nog 'n beter feesviering. So die wat Jesus ken, moet weet, hierdie is 'n wonderlike tyd. Die afwagtingtyd is mos baie keer deel van die opwinding. Jy weet hierdie troue of hierdie verjaarsdag kom hierdie Saterdag. Maar dis so lekker om net te wag en uit te sien na hierdie feesvieringe. Is in 'n sin moet dit so wees vir gelowiges ook. Nou in hierdie tyd, ons is opgewonde, nee, dit is 'n feesviering. Dit is hoekom Psalm 118 so duidelik sê hierdie dag van die Here is 'n feesdag. Nee, want dit is toe Jesus opgestaan het hy gesê, goed, nou die wat in my glo het deel aan my, ek is die brood uit die hemel uit en jy gaan nooit honger kry nie en jy gaan feesvier daar saam met my eendag. So die Here bemoedig ons in hierdie verse en hy laat ons ook met 'n waarskuwing dat ons net weer eens kan seker maak dat ons net aan Jesus vashou en aan niks en niemand anders nie.